Welkom by hierdie week se AMD politieke oorsig. Ons gesels soos ouer gewoonte weer met Roland Henwood van die Universiteit van Pretoria. So baie welkom Roland. Goeiemôre Johnny, baie dankie, altyd lekker om te gesels. Roland, ek wil hierdie week so 'n bietjie met plaaslike nuus begin, en dan kan ons oorbeweeg soos belangrike Iran nuus en ek weet met die G7 en internasionale nuus wat nogal ook hoe kan ek sê opskrifte gemaak het, maar plaaslik het daar nogal baie interessante goed gebeur met Langa kommissie en sekere bevindinge wat gemaak is. So as jy ons dalk ons kykers 'n bietjie kan inlig daaroor. Ja, baie belangrik, die Madlanga kommissie wat aangaan, die kommissie se termyn is natuurlik verleng, so daar's nou so 'n bietjie meer geleentheid om uit te brei, mense te kry om te getuig. Nou die fokus hierdie week nog steeds baie sterk op die senior leierskap in die polisie, die getuienis wat gelei is, wat interessant is, maar ook opsienbarend is en terselfdertyd nog steeds daai gevoel van bekommernis en 'n bietjie angs in 'n sekere sin by 'n mens ontlok om te sê, maar as dit wat in ons polisieleierskap aangaan, is dit wat in die instelling aangaan. Daar's nog steeds goed wat uitkom wat 'n mens baie bekommerd maak. En die patroon wat ons sien is die patroon van senior leiers wat baie na beweeg aan bekende persoonlikhede wat in die onderwêreld betrokke is. Ons het nou nog nie baie gehoor van die groot 5 syndikaate in detail nie, maar die name wat genoem word kom deurlopend op en dis nogal interessant om te sien hoeveel van die senior leierskap in die polisie word ten nouste met hierdie persoonlikhede geassosieer. In terme van hulle woonkuiergeleenthede by saam en die name duik deeltyd op al die plekke, baie dieselfde mense. Die vraag wat dit natuurlik by 'n mens laat ontstaan is, wat is die sin vir oordeel van ons senior amptenare? Besef hulle nie die risiko's hiervan nie, of is hulle so ingetrek in hierdie ding? En dan natuurlik die ander ding is die voordele wat hulle kry. Dit word heeltyd genoem. Ek meen, hier word van redelike groot bedrag geld gepraat wat doeteenvoudig eintlik maar vir mense gegee word. En die vraag wat daar ook by mense opkom is, wat dink mense, as iemand vir jou so geld gee of 'n lening gee teen baie goeie voorwaardes ten minste, wat is die doel daarvan? Of is dit maar net hierdie amper 'n naïewe antwoord van, maar dis 'n goeie ou, hy help my toe ek in die moeilikheid is. So die sin vir oordeel is iets wat 'n mens hier nogal laat wonder oor die tipe mense wat aangestel word. Hoe word mense opgelei? Wat is die opleiding en die bestuur van mense deur hulle loopbaan? Ja. Want hulle gaan aan hierdie tipe goed blootgestel word. So dit gaan vir my verby net amper die hoofopskrifte van hierdie persoon sê dit en daai een sê wat ook al. Hier's diep liggende probleme in ons strukture en dit natuurlik kan 'n mens dan terugtrek na hoekom sukkel ons in Suid-Afrika met misdaad? En hoekom sukkel ons met polisieering? En hoekom is die vervolgingsvlakke swak, baie laag, en is daar nie suksesvolle vervolging van ernstige sake nie? Nou, dis nie net die Suid-Afrikaanse Polisiediens nie, dis natuurlik ook die Departement van Justisie, die Nasionale Vervolgingsgesag. Hulle is deel van hierdie proses en deel van hierdie pakket. Maar dit is ander dimensies wat sekerlik ook nog aandag sal kry. Die belangrike, dink ek, as 'n mens gaan kyk na die Madlanga kommissie is, nou is daar optrede wat geneem word en dit is dat 13 senior offisiere van die groot koppe wat almal van praat wat nooit vervolg word nie, is nou in hegtenis geneem en aangekla. Nou dis nie te sê almal van hulle is skuldig nie, maar dis die groep mense wat betrokke was by die toekenning van die tender van Matlala. En dis waar 'n groot deel van hierdie week en die vorige week se getuienis gehandel het. So nou is daar optrede wat kom. Mense word aangekla, natuurlik nog nie skuldig bevind nie. Daar moet goeie ondersoekwerk gedoen word, voorbereidingswerk gedoen word voordat hierdie saak suksesvol in die hof gedryf kan word en die hoop is dat dit gedoen word sodat mense wat skuldig is wel skuldig bevind word en die toepaslike straf gaan kry. Maar daar's 'n ander dimensie wat nou na vore kom en dit is dat die kommissaris van polisie is nou ook betrek. Nou hy's nie in hegtenis geneem nie, maar dit lyk, want daar's bietjie teenstrydige beriggewing, maar hy gaan ook in die hof moet verskyn
omdat hy as die hoofrekenpligtige amptenaar nie sy verpligtinge nagekom het ten opsigte van kontrole oor uitgawes en spesifiek met betrekking tot hierdie tender wat aan Matlala toegeken is nie. Die vraag wat by my opkom as ons daarna kyk is, tot watter mate kan die president nog steeds hierdie saak bestuur deur te sê, ons wag vir die kommissie se verslag voor ons iets doen. Want nou sit jy met omtrent jou hele topstruktuur van die Suid-Afrikaanse Polisiediens is geïmpliseer. Van jou heel belangrikste persoon, die kommissaris, in terme van die hiërargie van die Polisiediens, moet nou in die hof gaan verskyn. Weereens, ek sê nie hy is skuldig nie, maar die konteks hiervan is baie belangrik en ek dink nie mense moet dit onderskat nie. En wat ek argumenteer is, die president kan nie nou meer hierdie saak ignoreer nie. Ek kan nie sien hoe hy kan sê, ek wag tot oor 6 maande wanneer ek die kommissie se verslag gekry het en dan sal ons besluit wat om te doen nie. Nou, die interessante is, vanoggend het die waarnemende minister van polisie, professor Kashalia, gesê, die president het vir my opdrag gegee om voorstelle te maak oor hoe word hierdie hanteer. My vermoede is dat daar gaan moet 'n grootskaalse herorganisering kom van die leierskap in die polisiediens. Mense gaan doeteenvoudig op hierdie stadium of geskort moet word of op spesiale verlof of wat hulle dit ook al wil noem geplaas word, want die funksionering van die polisiediens word nou direk in die gedrang gebring. En dit kan eenvoudig nie verder geduld word nie. So hier gaan waarskynlik in die volgende paar dae hoop mens belangrike besluite geneem word wat bietjie rigting gee en ook vir 'n mens hopelik gaan aandui van wat is die denke in die regeringskringe in die president se omgewing in elk geval oor hoe hanteer ons hierdie belangrike sake vorentoe. Want die president praat nog steeds die hele tyd van sy veldtog teen korrupsie en die hantering daarvan. Nou hier's nou een van die eerste geleenthede waar hy daadwerklik gaan moet optree om 'n baie belangrike saak te hanteer wat hiermee verband hou. Want tot dusver was hy nie oortuigend nie. Hy sit hierdie om nou in 'n moeilike posisie vir die verkiesing soos ons na die einde van die jaar toe, of sit dit die ANC in 'n moeilike posisie soos ons na die einde van die jaar toe beweeg? Ek dink dit gaan afhang hoe die ANC dit hanteer. Indien hulle nou daadwerklik optree, en ek wil nie die woord kragdadig gebruik want ek dink dis onvanpas, maar daadwerklik gaan optree en met ordentlike oplossings kom en 'n mens kan sien hoe dit in die polisieeringsomgewing 'n effek het, kan dit tot hulle voordeel tel. Indien die president doen wat hy tot nou toe gedoen het, en dit is om te sê ek wag vir die kommissie, ons sal later 'n besluit neem, dan gaan hy nog meer aansien verloor, mense gaan nog minder vertroue in hom hê en dit gaan definitief sleg wees vir die ANC. So ek dink hy het 'n geleentheid hier om iets te doen. Die vraag is, gaan hy dit benut en tot watter mate gaan hy dit benut? En natuurlik wil 'n mens bysê, hy word gebind deur wetgewing en riglyne wat voorskryf hoe goed hanteer moet word, maar dit is nie 'n verskoning nie. Solank jy binne daai konteks optree, is daar baie maniere om probleme soos hierdie te hanteer. En ek dink, soos ek sê, hier het hy nou die eerste keer geleentheid om te demonstreer wat hy nog die hele tyd sê. En 'n mens hoop daar gaan regtig iets positiefs hier uit kan uitvloei. Ek gaan noodwendig weer agter 'n kommissie kan wegkruip vir hierdie keer nie. Wel, hy het 'n kommissie en hy kan dit doen en sê ek wag vir die kommissie, maar ek dink dit gaan teenproduktief wees. Die druk wat opbou en die konteks van dit wat nou bekend is, maak dit nie die regte manier vir om hierdie nou te hanteer nie. Jy het genoem as druk op Tshwane ook op die oomblik, of dis ook nou nogal in die nuus wat uitgekom het. Ja, as jy 'n bietjie vir ons meer oor dit kan vertel. Ja, dis interessant. Kyk, ons hoor nou baie van die Suid-Afrikaanse Polisiediens en hoe gekompromiteer is die makrostruktuur en die leierskap op die hoogste vlakke. En dan het ons nou al die kommissie gesien hoe so 'n bietjie na Ekurhuleni gekyk is en die skokkende beweringe wat daar gemaak is en ook natuurlik die bewyse wat voorgelê is. En daar is ook nou beweging met mense wat geskort is en hofsaake wat volg. Maar hierdie week interessant het Tshwane se metroraad in die gedrang gekom en spesifiek die Tshwane metropolisie. Die interaksie tussen die toekenning van tenders deur die metro en die rol van die Tshwane metropolisie daarin, maar ook spesifieke politieke rolspelers en baie belangrik, dis nie net verkose amptenare nie, maar ook mense binne die struktuur van Tshwane se munisipale administrasie. So
Tshwane lyk dit vir my is nou die volgende plek waar baie mooi gekyk gaan moet word. Dit gaan oor tenders, dit gaan oor politici wat betrokke raak by die toekenning van tenders, wat goedkeuring verleen buite om die prosesse wat gevolg word. Die naam van of die EFF is hier genoem, dat die EFF moet gekonsulteer word in die toekenning van tenders vir veiligheidskontrakte, die praktyk waar kontrakte verleng word vir 4-5 jaar in 'n ry sonder dat dit op tender uitgaan en dis natuurlik onregmatig indien dit aanhou en dan is daar baie groot vrae oor die omvang van hierdie tenders en die dienste wat gelewer is. So dit is van die aspekte wat ter sprake kom en dan natuurlik dit bevat ook die name, die getuienis wat gelei word en die beweringe wat gemaak word dat byvoorbeeld 'n persoon op die vlak van die adjunk burgemeester van Tshwane wat betrokke is of wat hiermee geassosieer word. Nou interessant dat een van die lede van die uitvoerende komitee van die burgemeester is onmiddellik op spesiale verlof geplaas. Dit is 'n Action Suid-Afrika lid wat direk betrek is by die manipulering van tenders en die uitlek van inligting oor tenders of die beskikbaarmaking van inligting oor tenders voordat dit toegeken is. Nou weer eens, dis beweringe, maar dit beteken dat jy in Tshwane die politieke vlak, die administratiewe vlak, reg deur die stelsel kry jy 'n manipulering wat by die polisie uitkom en ook wat by politici uitkom wat buite die Tshwane Metro Raad betrokke is. En dis natuurlik nie net hoogs onwettig nie, maar dit is die tipe praktyke wat lei tot die vergrype wat ons gesien het wat voor die Madlanga kommissie ter sprake kom. So dis nogal belangrik en ja, weer eens nog beweringe, maar as 'n mens kyk na dit wat reeds bekend is, dan lyk dit of dit 'n baie ernstige kwessie word. Die vraag wat 'n mens natuurlik het is, ons moenie dink dis net Tshwane of net Ekurhuleni waar hierdie goed gebeur nie. En ek dink dit is die onderliggende vraag is, wat anders gaan nog ter sprake kom en kan hierdie kommissie so wyd loop dat hy al hierdie goed gaan hanteer en dit is hoogs onwaarskynlik. Roland, ek wil so 'n bietjie dit nader in die huis ook of aan die landbouers, kykers ook bring. Ek weet die Back and Close hierdie hofsaak het nou ook hang af van wat se bron jy kyk, wie reg was uit hierdie, maar ek wil eintlik of wie voordeel uiteindelik uit die uitspraak uitgetrek het. So ek sou eintlik 'n bietjie jou siening op dit wil sien hoor ook. Ja, ons het nou verlede week bietjie gepraat daaroor en eintlik gesê ons moet nou maar wag want daar's nou bemiddeling en as dit nie werk nie dan gaan die saak hof toe. Nou die saak het in die hof gedraai. Die bemiddeling het duidelik nie tot 'n ooreenkoms gelei nie. Nou die interessante in die hof is dat die regter het eintlik nie die saak beslis nie. As ek reg verstaan het die departement van landbou het 'n voorstel gemaak met aanvang van die hofverrigtinge en die regter het toe 'n beslissing gemaak dat teen 17 April moet nuwe regulasies op grond van daardie voorstel gepromulgeer wees, dit moet gepubliseer wees en dit moet in werking kom en kortliks beteken dit dat die proses van die immunisering van beeste en die immunisering rondom back and close word uitgebrei en meer mense gaan daarbey betrokke kan wees. Nou wat onduidelik hier is, want daar's teenstrydige uitsprake, die eise van partye wat gesê het, maar die minister en die regering eis hulle regte toe wat hulle nie het nie, wat nie in wetgewing hulle toekom nie, en hulle belemmer die proses van immunisering, hulle verhoed dat boere kan gaan en op hulle eie immuniserings gaan doen, hulle word nou teruggehou. Een van die ander klagtes wat in dieselfde konteks baie duidelik geword het, is die stadige pas waarteen die enstowwe vrygestel word en beskikbaar word. So daar's 'n klomp frustrasie en swaar kry by die boere hieroor. En dan die politieke geveg wat die minister sê dit gaan die proses verder vertraag, die ander sê dis onmoontlik, maak oop die proses. So dit lyk asof die regter se hantering is, publiseer hierdie regulasies, laat die proses begin, laat meer mense kan onafhanklik optree hierin. Daar gaan sekerlik nog kontrole van die departement van landbou van veeartsenydienste wees. Presies hoe dit gaan werk is vir my nie op die stadium duidelik nie, maar dit lyk asof daar in 'n rigting beweeg word wat die proses hopelik ten minste gaan begin versnel. Ek weet nie of dit die einde van die regsproses gaan wees nie.
waarskynlik wanneer hierdie regulasies vrygestel is, staan dit partye vry om terug te gaan hof toe en te sê, maar ons is nog nie tevrede nie, of hierdie probleme bestaan nog steeds, en dit vereis dat daar 'n uitspraak moet kom. Okay. Iets wat definitief vorentoe gaan moet gebeur, is uitklaring oor die regte en die bevoegdhede van die minister en die departement, en tot watter mate hulle beperkings kan plaas, veral as dit nie beperkings is wat in wetgewing neerslag kan vind nie. So daai gedeelte vermoed ek gaan vorentoe aandag moet kry, tensy die uitrol hiervan en die regulasies wat nou voorberei word, dit volledig hanteer en daai probleem oplos. Maar ek is nie seker dit gaan gebeur nie. Ek dink ons moet dit ook sê, jy werk nie met die mees effektiewe departement in die Suid-Afrikaanse opset, as jy gaan kyk na die geskiedenis van die departement van landbou nie. Veral nie die onlangse geskiedenis nie. So ek dink ons beweeg in 'n rigting wat hopelik positief is, maar ek dink nie die probleme sal opgelos nie. Ja, is nog wel 'n frustrasie. Ek dink dit sal so lekker wees as ons die ding nou net in die gang kan kry en ons regtig net positiewe nuus uit dit uit kan kry en hopelik meer effektiewe bestuur van die departement kan kry. So hopelik druk hierdie goed nou dit in die regte rigting. Roland, ek wil so 'n bietjie vinnig praat oor plaaslike, daar's tussenverkiesings gewees. Ek weet die PA het 'n setel gekry en die EFF het iewers 'n setel gekry, so as jy so dalk so vinnig vir ons 'n opsomming rondom dit kan gee. Ja, miskien in die lig van die naderende plaaslike regeringsverkiesings, waarskynlik November vanjaar, kyk ons maar wat gebeur, wat is die tendense, en ook wat is die opnames wat beskikbaar raak. Daar's nie baie gewees die afgelope tyd nie, maar ek vermoed ons gaan meer gereeld nou opdaterings kry. En wat ons sien is interessant. Ek dink om dit op te som, 'n bevestiging van die tendense wat ons die afgelope jaar of 2 jaar sedert die vorige algemene verkiesing begin sien. En dit is die ANC is toenemend onder druk. Daar's veilige setels wat die ANC behou, maar almal met verminderde meerderhede. So hulle het 'n baie kleiner meerderheid wat hulle gehad het. Dit beteken die druk bou op. Die PA doen nog steeds baie goed. Hulle het hierdie week 2 setels afgeneem weer by die ANC, onder andere in Oudtshoorn 'n setel afgeneem, wat altyd 'n veilige ANC setel was. So interessant. EFF wat skielik in die Wes-Kaap vir die eerste keer baie goed gedoen het in die Denoon kiesafdeling in die buitewyke van Kaapstad. Hulle kon nog nooit vorder behalwe proporsionele stemme nie, en hier skielik kom hulle nou en hulle toon baie goeie groei, so hulle gaan baie gelukkig wees. Ek dink wat 'n mens kan sê is daar's regionale dimensies en dan is daar nasionale tendense wat ons sien. Op nasionale vlak, ons kyk na die bekendmaking van opnames in Johannesburg en in Tshwane wat hierdie naweek bekend geraak het. En dit is dat die DA groei baie goed, die ANC stagneer, alhoewel die bevinding is dat die ANC in die Johannesburg streek en in Gauteng, maar veral in die Johannesburg konteks besig is om van sy verliese op te maak, en dit is nou as mens kyk na die meningsopname. Nou meningsopnames was in die verlede in hierdie aspekte nogal redelik akkuraat, maar nie redelik nie, baie akkuraat gewees. Social Research Foundation se opnames is van die beste wat jy kry, en hulle bevinding is die ANC is besig om sy agterstande op te vang, maar nie om 'n meerderheidsparty te word nie, terug na sy 40% vlak van die 2024 verkiesing. Hoekom dit belangrik is, ek dink mens moenie die fout maak as jy 'n teenstander van die ANC is om te sê die ANC is verby, hy's dood, hy's begrawe nie. Dis nog steeds die grootste politieke party gewees in 2024. Dis nog steeds die party wat waarskynlik makliker as baie ander sy groei kan opvang, afhangende van wat sy leiers doen en hoe hy optree. Nou in Johannesburg lyk dit of die party alles in sy vermoë doen om sy steun te ondermyn. En ek dink dit sê vir ons, verwys vir ons na een van die kernprobleme in die ANC, en dit is swak leierskap. En leierskap wat net in eie belang optree, dit sien ons reg deur Gauteng, en as dit nie hanteer gaan word nie, dan gaan die party swaar kry. Die DA groei goed, die vraag wat nog nie beantwoord is nie, en ons het dit in die verlede gesien, die DA doen goed voor verkiesings en meningsopnames, maar die dag as die mense gaan stem, dan is al daai opnames se ondersteuning reflekteer nie by die stembus nie. Ek dink wat ons wel met veiligheid kan aanvaar, die DA gaan beter doen as in vorige verkiesings, maar gaan hy die grootste party wees,
of hoe naby gaan hy aan die ANC kom. Op die stadium is hulle redelik kop aan kop. En mens sal moet sien hoe dit gaan uitspeel. Miskien net 'n laaste opmerking, ons moet onthou, dis plaaslike regering. So tussen verkiesings gee vir jou 'n aanduiding, maar dis nie 'n voorspelling nie. Dan moet jy kyk na waar is die tussenverkiesing, hoe lyk die demografie, want dis belangrik in Suid-Afrika, en dan wat is die kiesersopkoms? Nou die interessante is, byvoorbeeld die setel wat die PA afgeneem het in Oudtshoorn, was die kiesersopkoms 53%. So dis 'n meerderheid van mense. Dit sê vir jou, hierdie is 'n redelike akkurate weerspieëling van wat is die gesindheid op daai stadium. En ek dink die PA gaan baie tevrede voel daarmee. IFP doen nog steeds goed in KwaZulu-Natal. Hulle vat setels af by MK-party, hulle vat setels af by die ANC. Ek dink in KwaZulu-Natal is die ANC op die stadium besig om tot 'n groot mate heeltemal gemarginaliseer te word. So dit is moeilik. En die MK en die IFP gaan dalk, is dit hulle wat dan 'n voordeel uit so iets sal trek? MK lyk vir my het klaar voordeel getrek. Die IFP is die party wat nou die groei toon. Okay. Mens gaan moet sien of die DA gaan groei in KwaZulu-Natal. Mens gaan moet sien tot watter mate MK se agteruitgang bly bestaan, gaan hulle dit omkeer. Hulle het agteruit gegaan. Die opnames wys dat die EFF en MK is nou al twee partye. EFF lê op nasionaal geprojekteer op so 6%. So dis baie swak vir die party en MK lê net onder 10%. So dis 'n redelike agteruitgang. Of dit so gaan bly, weet 'n mens nie, maar dit is die goed wat 'n mens na moet kyk. Ek dink 'n laaste opmerking net rondom die politieke partye. Die ANC is nou besig met partykongresse. Die naweek moet sy partykongres in die Oos-Kaap plaasvind en sy kongres in Limpopo plaasvind. Beide hierdie kongresse het in die hof opgeëindig. Die Oos-Kaapse kongres is deur die hof verbied om voort te gaan totdat sekere aspekte uitgeklaar is. Dit kan wees dat hulle voortgaan, nog onseker. Die Limpopo provinsie is ook in die hof, daar is nog nie sover ek weet 'n uitspraak nie. Hoekom ek dit ter sprake bring, dit wys vir ons die ongelooflike diep probleme in die ANC as 'n politieke party, en dis nie net leierskapsprobleme nie, dis die diepliggende konflik binne die party tussen verskillende belangegroepe, tussen mense wat dink hulle word benadeel, en dan gaan een van die kritiese elemente hier is die kwaliteit van die party se administrasie. Want dis waaroor die gevegte gaan. Daar's al hoe meer beskuldigings van die manipulering van registrasie, die manipulering van die wat hulle noem the good standing van takke, want as jou tak nie in voldoen aan vereistes nie, dan kan jy nie deelneem aan die kongres nie, dan word jou afgevaardigdes uitgeskakel, jy mag nie stem nie, en dit het natuurlik 'n groot invloed dan op hoe stemmery verloop, hoe leierskapsverkiesings verloop, en dis waaroor hierdie geveg gaan. En ons moet onthou, ons het gesien hoe dit nou in Johannesburg uitgespeel het, waar die streeksvoorsitter Dara Moreru verkiesing verloor het teen een van sy mede-uitvoerende komiteelede in Johannesburg. En nou is daar allerlei beweringe van ongeruimthede, van stembriewe wat in Pretoria aan huis gekry is. Nou daai saak is nog nie opgelos nie, dit word nou blykbaar intern hanteer, alhoewel dit by die polisie aangemeld is. Maar ek dink die kritiese ding hier is die administrasie van politieke partye is baie belangrik. MK nog steeds voortdurend besig, baie onstabiliteit, vervang mense op kort kennisgewing. Ek sien Don Sloppy is nou weer terug as partyleier in die parlement. Hy was vir 'n hele paar maande geskort. Daai onstabiliteit is nie goed vir 'n party nie. Dit kan jou beheer behou as jy byvoorbeeld Jacob Zuma is, maar dit is nie goed vir die party nie, en ek dink dis hoekom ons sien die party begin teruglei in terme van sy vlakke van ondersteuning. Ja, en ek het nou gesê laaste punt, maar weet jy, die DA natuurlik ook in die nuus, want hulle het hulle federale kongres vroeg in April, ek dink 11-12 April, nuwe leierskap word verkies, en wat dit belangrik maak is, dis nie net 'n persoon nie, daar's nou 'n geleentheid in die DA, en die kompetisie is daar om die party se leierskapsstrukture grondig te verander. Die samestelling, die mense wat daar is, kan nogal heelwat verander. Daar's baie jong mense wat deurkom, wat beskikbaar is en wat hulle verkiesbaar stel. So dit gaan baie interessant wees om te sien wat daar gaan gebeur en hoe dit die party se posisionering gaan beïnvloed, beide in terme van
die regering van nasionale eenheid, maar ook in terme van sy benadering tot die plaaslike regeringsverkiesing later vanjaar. Roland, wie dink jy wie dink jy gaan die nuwe DA leier wees? Ek dink daar's 2 kandidaate, maar ek kan nie sien dat dit iemand anders as Jordan Hiloos gaan wees nie. Hy is net te sterk, te goed gevestig en te ervare. Sy uitdager is 'n jong leier wat het gemeenskapsbetrokkenheid, maar hy's 'n kokosvoorsitter in 'n plaaslike regering. So hy het nie 'n nasionale profiel nie. Ek dink persoonlik, en ek mag verkeerd wees, maar my persoonlike interpretasie is, dit is iemand wat die geleentheid sit om bietjie publisiteit te kry, om sy profiel te verhoog binne die party, en daardeur sê ek nie, dis nie iemand met potensiaal nie, maar dis binne groter wordende politieke partye baie moeilik om deur te breek op nasionale vlak as jy nie in daai strukture is nie. En hierdie is een van die maniere wat 'n mens dit kan doen. Roland, ek wil gou vinnig praat oor Mbalula se, daar's 'n hofsaak nou wat nou weer ter sprake aan hom ook gebring is. Ja, dis 'n saak wat ver terug gaan. Dit gaan natuurlik oor korrupsie en die feit dat daar geld betaal is op 'n onregmatige manier. En wat alles is nie bekend nie. Ek meen, dis bekend wie wat betaal. Hy was minister van sport. Dit was vir 'n vakansie vir hom en sy gesin, ek dink in Dubai. En die geld is betaal en toe dit uitkom het hy gesê maar dis 'n lening en dis terugbetaal, maar die manier hoe dit gebeur het, die terugbetalings wat gemaak is, wek nogal vrae. En as ons kyk na die groter konteks van wat in Suid-Afrika gebeur, dan is dit een van daai voorbeelde wat al hoe meer lyk soos die ander waar omkopery plaasvind en waar gunste ter sprake kom. Nou wat hierdie interessant maak is nie net dat hy nou die sekretaris-generaal van die ANC is nie, maar dat daar oor 'n tydperk van amper 10 jaar geen werklike ondersoeke was en elke keer is die bevinding dat daar gaan nie vervolging wees nie. Nou AfriForum wat nou betrokke is, wat die saak dryf deur advokaat Gerry Nel, en Mbalula sit nie langs dieselfde vuur nie, so hierdie is deel van daai konflik wat tussen hierdie groeperinge bestaan. Maar die beginsels hier is natuurlik dat daar's 'n regsproses, daar's regsbeginsels en dit moet getoets word, die proses moet die verloop neem en advokaat Nel het gesê as die regering nie gaan voortgaan nie, dan gaan hulle aansoek doen om privaat vervolging in te stel. Hulle het nog 'n goeie rekord met privaat vervolging, so waarskynlik sal die nasionale vervolgingsgesag baie mooi na hierdie saak kyk voordat hulle sê maar goed, ons gaan nie vervolg nie. Roland, so vinnig dan, as ons gou kyk net wat in Iran, ek dink dit het groot impak op ons vorentoe. Dit klink asof Trump wil begin terugtrek, weer de-eskaleer. Wat is jou gevoel rondom waantoe die oorlog in Iran op pad is? Ons kry teenstrydige boodskappe oor die oorlog en kom ons miskien net breedweg. Die oorlog gaan voort, onverpoos. Daar's nie 'n afname in aanvalle nie. Die bombardering van teikens in Iran deur beide die VSA en Israel gaan aan. Ons het gesien donderdag het Israel bekend gemaak, hulle het die hoof van die revolusionêre wag se vloot in 'n bomaanval gedood saam met senior mense wat saam met hom was. Hulle argument is hy was verantwoordelik vir die strategie rondom die straat van Hormuz, so hy was 'n legitieme teiken. En ek dink wat dit vir ons sê, die oorlog gaan voort en dit gee vir ons 'n bietjie van 'n verklaring vir wat besig is om te gebeur. Vanuit die VSA se perspektief is die druk op president Trump baie hoog. Die stygende oliepryse, die ekonomiese koste van hierdie oorlog en nou begin daar 'n politieke koste ook bykom. Daai politieke koste het 'n binnelandse en 'n buitelandse komponent. Daar's druk besig om op te bou vanuit die golfstate wat al hoe meer begin argumenteer en sê maar ons verbintenis en die veiligheidswaarborge van die VSA beskerm ons nie soos wat ons gedink het dit gaan gebeur nie. Die Oman minister van buitelandse sake het byvoorbeeld baie duidelik verlede week in 'n uitspraak gesê ons is blootgestel, ons kry nie die beskerming wat ons moet kry nie. Interessant dat die Verenigde Arabiese Emirate, die emir het nou uitgekom en gesê VSA, dis wat berigte sê, dat die VSA moet hierdie oorlog verskerp, hulle moet nou hierdie regime vernietig, want as die oorlog ophou en daar's 'n ooreenkoms maar die regime van Iran is nog in plek, gaan die golfgebied nooit weer veilig wees nie.
Hulle gaan die hele tyd onder druk wees van die Iranse regime en sy manier van doen. So daar's groot potensiaal vir verdere eskalasie van die oorlog. Maar dit lyk ook asof daar in die streek bietjie verdelings begin kom oor presies hoe dit hanteer moet word in die konteks van die golfstate. Die politieke druk wat dit skep natuurlik op president Trump, die ekonomiese druk reg oor die wêreld, Europa wat nog steeds afstand hou, wat nie wil betrokke raak by die oorlog nie, en wat nie betrokke gaan raak by die straat van Hormuz en die oopmaak daarvan nie. Dit frustreer president Trump, maar dit dui vir 'n mens daai druk. En dan natuurlik die koste van die oorlog in terme van die militêre proses, groot bedrag geld, miljarde dollars wat ter sprake kom. President Trump het verlede week Kongres gevra vir 'n addisionele $200 miljard vir die oorlog. So dis baie duur. En dan natuurlik die lewenskoste kwessie wat reg oor die wêreld nou krities belangrik word. Ek meen ons kyk in Suid-Afrika waar behalwe die vrees vir tekorte en ten spyte daarvan dat daar deur die industrie en die minister die hele tyd gesê word maar is nie tekorte nie, is daar 'n groot vrees daarvoor dat daai storie hou aanloop. En dan koste gewys. Ons kyk na, op die stadium sien ek die berigte sê brandstofpryse tussen 5 en 6 rand vir petrol en meer as 9 rand per liter vir diesel. Ja, omtrent al 10 rand, ja. Ja, dit loop net op. Dis geweldige spronge in koste en dit het 'n direkte impak op wat gebeur met byvoorbeeld jou plantseisoen wat begin en natuurlik vervoerkoste in die algemeen. Ek sien die VN waarsku dat miljarde mense later hierdie jaar, vroeg volgende jaar, met voedseltekorte gekonfronteer gaan word, omdat die koste van produksie te hoog raak. So dit is iets wat baie belangrik is. Nou goed, dis nou die konteks. President Trump het begin aandui dat die oorlog is naby aan sy einde. En hulle is voorskedule en hy het 'n vredesplan aan die Irakse regering gestuur met 15 eise wat hy stel, want hy sê hulle het gevra om te onderhandel. Nou dis president Trump se perspektief. Die kerneise wat hy het, is die eise wat ons gehad het, beëindiging van die kernprogram, die oorhandiging van die verrykte Iran, eindiging van die missiel of beperking ten minste van die missielprogram wat groter veiligheid in die streek sal verseker. En dan allerlei ander faktore, byvoorbeeld dat die straat van Hormuz moet onverwyld oopgemaak word en oopgehou word. Die Iranse regering het gesê, ons onderhandel nie, en ons gaan aan met die oorlog, ons sal besluit wanneer hierdie oorlog ophou, nie Trump nie. Dit is 'n baie interessante benadering wat hulle volg, so bietjie, ek wil die woord gebruik, so bietjie diknek raak, ten spyte van die verwoesting en die druk oorleef die regime, hulle is nie op die stadium uit mag uit nie, of dit lyk nie of dit maklik gaan gebeur, ten minste nie sonder troepe wat op die grond is nie. En hulle sê van hulle kant af, ons soewereiniteit moet erken word, ons soewereiniteit, ons eksklusiewe beheer oor die straat van Hormuz moet erken word, en ons proxy magte, Hezbollah spesifiek, moet beskerming kry, want dit is 'n legitieme mag wat in die streek bestaan. Nou, as 'n mens so daarna kyk, onverzoenbare eise. En dan is dit vir Israel ook nou nog aan die prentjie ingooi. Ek praat nie eers daar nie, want ons weet nie waar Israel staan ten opsigte van hierdie nie, behalwe dat net premier Netanyahu sê die oorlog gaan aan. En hy doen aanvalle, Israel het die vloothoof, soos ek gesê het, uitgehaal hierdie week, so hulle gaan aan met daai proses. En dan natuurlik het Israel 'n baie groot inval in Libanon. Hulle het die suidelike deel van Libanon, suid van die Litani rivier, het hulle grootliks oorgeneem, en hulle sê hulle bly daar tot hulle ontslae raak van Hezbollah. So, daar's nog baie in terme van die oorlog wat gebeur. Hoe beoordeel ons dit? Ek dink nie daar is waarheid te sê in Iran wat sê ons onderhandel nie. Maar ek dink ook nie president Trump se aanbieding van hulle is desperaat om te onderhandel is heeltemal akkuraat nie. Iewers tussen hierdie twee standpunte lê die praktyk wat nou gebeur. En die enigste verklaring wat ek kan gee, en dit gebeur in alle konflikte, is wat genoem word backroom diplomacy, agterdeur diplomatie of back channel negotiations.
So daar is mense in Iran wat praat en hulle praat deur bemiddelaars. En die bemiddelaar lyk dit op die stadium is Pakistan, maar ons weet dat beide Turkye en Egipte is ook in gesprek met mense in beide die VSA en in Iran. Hulle het baie goeie toegang en so ek dink dit sou verkeerd wees om te sê daar's geen gesprekke nie. Of dit formele onderhandelings, dit kan ons nie op die stadium sê nie. Maar daar's definitief gesprekke en waarskynlik kan hierdie proses lei tot een of ander beginselbasis waar 'n ooreenkoms dan kan begin vorm aanneem. Die vraag is, hoe lyk die einde van hierdie konflik? En soos wat ons nou daarna kyk, lyk dit asof die regime in Iran bly in beheer. En dit lyk nie of president Trump se eise insluit dat hulle uit die mag uit moet wees nie. Maar dan wil ek dadelik sê, daar's 'n ander boodskap ook wat van die VSA kom. En dit is dat hierdie oorlog kan aangaan. Ons is reg daarvoor. Ons is voorskedule, ons kan nog aangaan hiermee. En dan is president Trump besig om troepe te ontplooi. Daar's die Marine Expeditionary Force wat dit genoem word, mariniers wat 'n gespesialiseerde opleiding het vir hierdie tipe konflik. Daar's 2500 troepe met hulle toerusting al baie naby, hulle kom van Japan af. Dan is daar 'n tweede groep, ook 2500 wat van die VSA onderweg is. En dan het president Trump die week aangekondig dat die 2000 valskermsoldate ontplooi gaan word. Nou dis ook spesialis opgeleide soldate wat ook in die gebied ontplooi gaan word. Die belang daarvan is die druk bou nog steeds op, die oorlog stop nie, dit word nie minder nie. So die idee lyk dit vir my is om aan die een kant die druk te verhoog, om die opsies oop te hou om die oorlog groter te maak, die koste vir Iran te begin verhoog. Alhoewel dit baie riskant is 'n baie moeilike plek om op die grond oorlog te maak. So ek weet nie hoe realisties dit is. Daar word nou baie vergelykings getref dat in die Golfoorlog het jy 300,000 man ontplooi met toerusting. Nou sit jy met miskien 7,000 man in totaal. So dis 'n baie moeiliker omgewing om 'n oorlog in te voer op grondvlak. So ons weet nie of hierdie druk toepassing is of daar spesifieke teikens of spesifieke projekte is nie. Maar dit gaan definitief die Iranse leierskap laat dink. Aan die ander kant kan dit ook wees dat hulle sê ons is reg vir ons is ingegrawe, is ons terrein, ons ken dit, ons is nie bang vir hierdie nie. Ons gaan moet sien hoe dit uitspeel, maar dit plaas druk op die proses. Intussen is daar verseker gesprekke wat plaasvind. Mense hoop dat die gesprekke vinniger tot 'n oplossing gaan lei, maar daar's soveel teenstrydighede. Die belange van Israel wat nie noodwendig ooreenstem met dit van die VSA nie. Iran het sy regime vaskop en verdere onstabiliteit in die streek veroorsaak vorentoe. En dit is nie goed wat geïgnoreer kan word nie. Ek dink die lesse van oorloë uit die verlede wys vir ons. En hoekom hierdie tyd nou belangrik is, maar die risiko's ook groter word. Ons sien nou dat die oorlog begin oorloop in Irak in, waar Iransgesinde magte begin optree teen meer onafhanklik gesinde, die Koerde veral wat nou in die gedrang kom. Nou daar's baie ander dimensies wat dan ter sprake kom. Turkye raak onmiddellik betrokke by dit en dit skep weer ander uitdagings en probleme. So die kompleksiteit van hierdie oorlog is op 'n vlak besig om toe te neem, juis op die tyd wat dit begin lyk of daar 'n soeke na 'n diplomatieke oplossing begin vorm aanneem. En so hierdie is interessante tye, moeilike tye. Ek dink nie ons het die einde hiervan al gesien nie. Baie dankie Roland. Ja, dit is baie interessant geweest. Ek dink ons kan volgende week aan verder gesels oor, ek dink al seker nuwe nuus uit daai streek uitkom, maar ook dan plaaslik. En dan kan ons weer vir die kykers weer 'n paar insigte rondom dit gee. Maar baie dankie vir jou tyd vandag. Dit is regtig baie insiggewend geweest. Dankie Johnny, altyd lekker om te gesels.